God is groot en hy regeer. Wie is in beheer? This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul.
soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment that I'm awake. Lord, have your way within me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment that I'm awake. Lord, have your way within me. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment that I'm awake. Lord, have your way within me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment that I'm awake. Lord, have your way within me. Ek wil hierdie hele strekking bevestig en sê, hardloop na die Here. Hardloop na die Here. Vanoggend moet jy dit dalk net hoor. Hardloop na die Here. Hardloop na hom. Laat daai vrymoedigheid in jou hart opstaan. Gebruik maar weer die voorbeeld van 'n kind. 'n Kind is baie vrymoedig. As hy 'n pa en 'n ma sien wat heeldag weg was, sal die kind hardloop na die pa of die ma toe. Oupas en oumas, julle ken dit ook. As oupa en ouma kom en hardloop daai klein kind in jou arms in, né? Kom ons hardloop na die Here toe. Kom ons maak meer tyd. Dis die boodskap. Praat die Here met iemand vanoggend? Kom. Laat ons dan daders wees van die woord en nie net hoorders nie. Hardloop na die Here toe. My voorreg om vanoggend weer die woord te bedien. Ek het die laaste 2 Sondae en David vir ons die woord bedien. Verlede Sondag Borney, vanoggend weer my beurt. So is weer lekker om hier te staan en ek glo ek het 'n woord vir jou vanoggend. Kan ons saam bid? Here, ek wil vra dat U in hierdie oomblik hierdie woord in ons harte sal seën. Wil elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid vanmôre. Here, dat ons sal hoor, dat ons gees sal instem. So maklik kan ons sit en ons gedagtes kan dwaal. Maar U wil volgende vir ons iets sê en ek wil bid, Heilige Gees, dat U dit sal doen. Dat my woorde sal wees soos 4 vlamme wat harte verwarm in hierdie oggend hier. Ons dank U daarvoor.
Amen. Sluit jou oë vir 'n oomblik. Spit jou ore. Ek wil vir jou iets lees. Ek wil jy moet aandagtig luister. Soos altyd goed as jy jou oë sluit en jou ore spits, dan hoor jy mooi. So sluit jou oë, luister na hierdie woorde. Hoe lank, o Here, roep ek om hulp, maar u hoor nie. Skree ek tot u, geweld, maar u help nie. Waarom laat u my onreg sien en aanskou u die moeite? Ja, verwoesting en geweld is voor my oë. En daar is stryd en twis begin. Daarom verloor die wet sy krag en die reg om nooit meer te voorskyn nie. Want die goddelose omsingel die regverdige. Daarom kom die reg verdraaid te voorskyn. Kan jy wel opmaak? Klink dit nie vir jou al te bekend nie? En terwyl daar van die vroegste tye van die mensdom was daar beklei, daar was stryd, daar was geweld, daar was moord, al van die vroegste tye van die mensdom. Maar terwyl dit daar was, voel dit dalk vir jou en my vandag, waarin ons lewe, voel dit asof die boosheid meer word. En dit voel asof alles erger word. Ervaar jy dit ook so? Die vraag vanoggend wat ek wil hê, ek en jy moet beantwoord. Waar laat dit ons? Dis die vraag. Waar laat dit ons? En as ek praat van ons, dan verwys ek na kinders van die Here, jy en ek, wat die Here liefhet. Wat leef in hierdie tydsbestek, wat leef in hierdie land. Vraag wat ons wil beantwoord, as ons na alles rondom ons kyk, waar laat dit ons? Eintlik is die vraag, wat nou? Wat nou? Ek wil daaroor met jou gesels. Oral sien ons hoe paniek, en jy hoor hoe paniek aan mense se hartsdeur kom klop. 'n Plek waar jy dit baie maklik sien is sosiale media. Waar gaan alles eindig? Wat gaan van ons word? Is vrae wat Christene meer loop in hulle harte. Het julle dit al gehoor? Het julle dit al gesien? Oral waar jy hoor en sien, vra mense, waar gaan alles eindig? Wat gaan van ons word? Wat gaan van ons kinders word? Dis vrae waarmee mense loop. Ek wil 3 interaksies, eintlik 3 gesprekke tussen God en mens, wil ek vir jou uitlig. En ons wil daaroor gesels en ons gaan 'n bietjie daarna kyk, en ek glo hierdie 3 insidente, gesprekke tussen God en mens, gaan jou en my help om vir ons 'n antwoord te gee op ons vraag, wat nou? Wat nou? Die eerste insident, of die eerste interaksie, is dit wat ek vir jou gelees het. Nou ek het nie vir jou gesê waar ek gelees het, ek het net vir jou gelees en ek het vir jou gesê klink dit nie bekend nie. Gedeelte wat ek gelees het, is ongeveer 2600 jaar gelede deur die profeet Habakuk neergeskryf. So lank terug. 2600 jaar gelede. Skryf die profeet Habakuk hierdie gedeelte. Dit klink kompleet, ek gaan nou vir jou lees in die boodskap Bybel, maar dit klink kompleet of hy Suid-Afrika beskryf. En dit wat tans in die wêreld aan die gebeur is, klink dit of hy dit beskryf. Sien ek en jy nie die verwoesting in ons eie land nie? Sien ons nie die agteruitgang elke dag nie? Ons sien dit. So Habakuk profeteer in die tydperk 640 tot 610 jaar voor Christus. Profeteer.
En gedurende sy leeftyd, sy onmiddellike omstandighede, beleef hy dat die boosheid van die volk van Israel, op daardie stadium het die boosheid nuwe hoogtes bereik. Boosheid het geseëvier onder sy eie volk. Die rykes het die armes onderdruk. En hulle was in beheer van die regstelsel. En daar was eintlik geen geregtigheid meer nie, want hulle het gemanipuleer. Habakuk beleef innerlike spanning. En hy beleef hierdie spanning tussen dit wat hy van God weet en dit wat hy van God glo en die realiteit wat hy beleef. Hy weet iets van God, hy glo in God, maar dit wat hy van hom weet en dit wat hy van God glo, lyn nie op met dit wat hy beleef nie. Sy realiteit, die twee kom nie by mekaar uit nie en dit bring innerlike spanning in hom. Wanneer hy om hom rondkyk, dan lyk dit asof die boosheid oorneem. Dit lyk asof die boosheid wen. Dit lyk asof die onregverdiges aan die wenkant is. En hy weet God is regverdig. Dis wat hy weet van God, dis wat hy glo van God. Wat beteken dat God regverdig is? Dit beteken God se regverdigheid, hy beloon die wat goed doen en hy straf die goddelose. Dit weet hy van die Here. Maar nou as hy om hom kyk, dan lyk dit asof dit nie die geval is nie. Dit gaan swaar met die goeies, die regverdiges en die goddeloses, hulle wat ver van God af leef, hulle floreer. En die twee maak nie sin nie. Want hy weet iets van God en hy glo iets van God, maar hy beleef iets anders. En hy worstel met dit in sy binneste en hy praat met God. Baie keer in die Ou Testament het God met die profeet gepraat en die profeet het met die volk gaan praat. Was net 'n eenrigting kommunikasie. In Habakuk se geval vind daar 'n gesprek plaas tussen hom en die Here. En hy is doodeerlik. En hy vra vir die Here die volgende. Kom ek lees dit nou vir jou in die Boodskapbybel. Dan klink dit vir jou of hy ons situasie beskryf. Habakuk 1 vers 2. Here, hoe lank moet ek nog bly roep dat U moet help? Hoe lank nog, Here? Ek bid nou al so lank. Dit klink nie of U hoor nie. Ek kla by U omdat mense ons aanrand en doodmaak, maar U red ons nie. Hoekom laat U my hierdie verkeerde dinge sien? Hoekom verdra U dit dat mense swaar kry? Waar ek ook al kyk, lê dinge verwoes. Dis 'n wêreld vol geweld. Oral stry en beklei mense. Mense steur hulle nie aan die wet nie. Die howe sorg nie dat die wet of die wat reg is, die wenner is nie. Klink dit vir jou bekend? Die boosheid van sy volk stel hoë eise aan Habakuk se geloof. Hy word gekonfronteer daarmee. Daarom roep hy na God en hy is ernstig as hy met God praat en hy is pynlik eerlik. Hy sê, Here, dis soos die saak staan. Dinge loop skeef, mense kry swaar, die goddeloosheid seevier. U is 'n regverdige God, U beloon die wat regverdig is en straf die goddelose, maar Here, ek sien dit nie. Hoekom doen U niks nie? Was jy in so 'n situasie? Jou geloof in God sê een ding. Dit wat jy sien en beleef is iets anders. Was jy al in so 'n situasie? Ouens, ek dink ons beleef Habakuk se dilemma. Baie kere sit ons by dieselfde vraag. Dit wat ons van God weet, dit wat ons glo en dit wat ons sien, is nie in lyn met mekaar nie. Byvoorbeeld, wanneer jy sien hoe iemand lieg en bedrieg en daarmee wegkom. Wanneer die ontroue party in die huwelik
met alles wegstap. Jy kyk daarna en dan voel jy, maar Here, dis nie reg nie. Dis nie regverdig nie. Here, U het beloof, U sal loon, die wat regverdig is sal U beloon, die goddelose sal U straf. Here, maar ek sien dit nie. Inteendeel, dit lyk of oneerlikheid floreer. Hoe werk dit, Here? Dit lyk asof die onregverdige letterlik met moord wegkom. En dat dit selfs met hulle voorspoedig gaan. En ek wat U dien, sukkel so. Dis presies waarmee Habakuk geworstel het. Wanneer die regering of 'n regering hulle pligte versuim en misdadigers nie regte het as die slagoffer. Hoor jy wat ek sê? Die vraag is, hoe nou gemaak? Hoe nou gemaak? Habakuk het 2 vrae aan die Here gestel. Gaan nou nie in verder groot detail ingaan nie. Ek het een keer 'n boodskap daaroor gebring met die titel Habakuk se dilemma. En julle al het een gesit, maar Habakuk het 2 vrae aan die Here gestel en die Here het al 2 vrae geantwoord. Al 2 vrae het die Here geantwoord. En op die einde sê die Here vir Habakuk, want hy sê, Here, kyk hierdie goddeloosheid, kyk hierdie volk, gaan jy nie straf nie. Die Here sê vir hom op die einde van die dag, daar kom 'n einde aan my geduld. Ek gaan met ongeregtigheid en die goddelose afreken, maar op my tyd en op my plek. Maar die Here vir hom sê. Miskien het jy al 'n paar vrae vir die Here gevra. Alles wat ek nou genoem het. Miskien het jy al gevoel, Here, maar dis mos nie reg nie, Here. Dit werk mos nie so nie, Here. Miskien wonder jy vanoggend, waar gaan alles eindig? Kom ek sluit hierdie gedeeltjie af en ek som dit vinnig op. Die groot sleutel wat die Here vir Habakuk gee en in sy vrae wat hy vra oor dit wat hy van God weet en van God glo en dit nie sien nie. Die groot sleutel wat die Here vir hom gee, lê opgeteken in Habakuk hoofstuk 2 vers 4. Vers 4b, net die tweede gedeelte. Dit sê die volgende: maar die regverdige, deur sy geloof sal hy lewe. Hier is 'n sleutel. Hier is 'n sleutel. In sy gesprek met God en God wat antwoord, sê die Here vir Habakuk, ek is God. Daar kom 'n einde aan my geduld, maar ek doen dit soos ek wil. Wat dit jou aanbetref, deur jou geloof, natuurlik in my, sal jy lewe. Dis 'n sleutel. Gemeente, ek vra vir jou die vraag en ek pyns daaroor in die week. Dis wat die Here volgende met ons deel. Hoe nou gemaak in ons huidige politieke bestel, waar dit lyk asof daar geen einde aan korrupsie is nie. Hoe nou gemaak? Die antwoord, deur jou geloof sal jy lewe. Jy moet hoor, dis die antwoord. Deur jou geloof sal jy lewe. En dan het my pa altyd 'n ding gesê wat ek hier wil aanhaal. Hy sê, dis nie ons groot geloof in God nie. Dis ons geloof in 'n groot God wat die verskil maak. Deur ons geloof sal ons lewe. Geloof in God se vermoë om jou en my te beskerm. Geloof in die beloftes wat God vir jou en my gee, dat hy 'n waarmaker is van sy beloftes. Dis die geloof waarvan ek praat. Dis die geloof
wat jou en my behou. Ons glo in God se vermoë om ons te bewaar en te beskerm, in hierdie lewe en ook hierna. Ons glo in sy beloftes oor ons lewe, wat ons lees in die woord. Kan ek vir jou 2 beloftes noem? Johannes 16 vers 33. Dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In hierdie wêreld sal julle verdrukking hê. Amper sê, hallo, het jy dit nie geweet nie? Natuurlik weet ons dit. Jesus het dit gesê. Sê dit altyd maanskyn en rose nie? In hierdie wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Is 'n belofte. Dis waarom ek en jy moet glo, dat ons moet moed hou, want God het die wêreld oorwin. Ja, maar Here, dit lyk nie so nie. God het die wêreld oorwin. Ons lewe mos nie net nou nie. Daar's mos nog 'n einde wat moet kom in hierdie bestel en dan nog 'n ewigheid. Hoe kortsigtig is ons partykeer? Nog 'n belofte. Hebreërs 13 vers 5. Die C-gedeelte en dan vers 6. Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Hoor nou vers 6. Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is vir my 'n helper. Ek sal nie vrees nie. Wat sal 'n mens aan my doen? Jy het nou 'n goeie plek gemis om aan te sê. Ouens, hier is die vraag. Glo jy dit? Glo jy dit? Jy moet nou mooi antwoord. Jy moet nou mooi dink saam met my. Want die paniek kan jou hart oorneem. En jy kan saam praat. En jy kan saam WhatsApp. En jy kan saam Facebook. En saam wat? Of deur jou geloof sal jy lewe. Geloof in God se vermoë om ons te bewaar. Geloof dat God se woord die waarheid is. Hy sal ons nooit begewe en verlaat nie. Wat op hierdie aarde kan jou en my van God se liefde skei? Nie eers die dood nie. Nie eers siekte nie. As hierdie liggaam weggooi in siekte, dan woon ek by God en in een dag kry ek 'n nuwe package. 'n Nuwe liggaam. Een wat nooit weer dood sal sien nie. Nooit weer pyn sal beleef nie. Nooit weer trane gaan huil nie. Weet jy dat in die hemel gaan jy nooit 'n oproep kry van 'n geliefde wat dood gegaan het nie. Jy gaan nooit weer 'n begrafnisstoet ry nie. Jy gaan nooit weer by 'n oop graf staan nie. Want dit behoort aan die ou dinge. Glo jy dit, kind van God? Deur dit sal jy lewe. Ek sal sê die Here is my helper. Ek sal nie vrees nie. Wat kan 'n mens my doen? Niks. Kom ons kom by die tweede interaksie. Die tweede gesprek vind plaas tussen Jesus en Petrus. Jesus in Johannes hoofstuk 21 maak Jesus sy verskyning by die see van Galilea. Dis by hierdie geleentheid waar hy vir hulle gesê het, hy vis gevang. Hulle sê nee, hy sê gooi jou net aan daai kant en hulle trek 153 visse uit. By hierdie geleentheid waar hy vir Petrus vra, 3 keer vra, julle ken dit. Petrus, seun van Jona, het jy my waarlik lief? En antwoord hy, dan vra die Here hom weer. Dis hierdie geleentheid. Johannes hoofstuk 21 is Jesus in 'n gesprek met Petrus en in die gesprek sê Jesus vir Petrus watter dood Petrus gaan sterf ter wille van die evangelie. Die Here sê vir hom, dis hoe jy gaan sterf. Daarna sê Jesus vir Petrus, kom. Jesus stap 'n entjie weg en hy sê vir Petrus, kom, volg my. En nou lees ons, nou kan jy saam met my volg, Johannes 21. Terwyl Jesus en Petrus kry die prentjie so entjie wegstap, vers 20, kyk Petrus terug, hy kyk om, en Petrus het hom omgedraai. En die disippels sien volg vir wie Jesus lief gehad het. So Petrus en Jesus stap 'n entjie weg, hy kyk om, en sien maar hier kom Johannes ook aangestap. Dis nou wat hier afspeel. Vers 21.
Toe Petrus hom sien, vra hy, dis Petrus vir Jesus, Here, wat van hom? Want Jesus het nou net vir Petrus verduidelik hoe danige dood hy gaan sterf. Hier kom Johannes aangestap en en Petrus sê, Here, nou wat van hom? Wat antwoord die Here op? Jesus antwoord hom, as ek wil hê dat hy moet bly totdat ek kom, as ek hom so lank wil spaar, nie dat hy dit gaan doen nie, maar net, wat het dit met jou te doen? Wat ek gaan doen? Wat gaan dit jou aan, vra Jesus? En dan hierdie woorde, volg jy my. Volg jy my. Hierdie interaksie, ons praat oor. Party mense, ouens hoor mooi, het allerhande verskonings wanneer by die Here kom. Allerhande verskonings. Hoekom kom jy nie in die kerk toe nie? Want ek het seer gekry in die kerk. Iemand het my seer gemaak. Vir my is dit nog erger. Ek sit nie in daardie kerk waar so en so sit nie. Julle het dit al gehoor. Verskoningkies. Wanneer kerkleiers val, in sonde val, en ons sien dit gebeur, dan is dit vir mense goeie rede om te sê, sien, dis hoekom ek nie kerk toe gaan nie. Dis hoekom ek nie die Here dien nie. As God se eie leiers hom nie eers kan volg nie, wil ek liewers nie 'n Christen wees nie. Verskoningkies. Ouens, hoeveel skandes, kom ons kyk mekaar in die oë, hoeveel skandes het daar al gebeur onder Christene? Baie. Hoe nou gemaak? Hoe nou gemaak? Wanneer vername leraars ewe skielik hulle opinie oor Jesus verander en met 'n nuwe lering kom. Hoe nou gemaak wanneer Christendom net om geld begin draai? Hoe nou gemaak? Gaan jy die kerk uit? Dan het party mense die opinie, Here, ja, maar jy moet dan nou net weet, ek is dan nie so sleg soos daai en daai nie. Ek is 'n bietjie sleg, Here, maar jy's wat daai ouens. Mense is so behep met wat ander mense verkeerd doen. Hulle kan nie wag vir iemand om droog te maak, sodat hulle een of ander komment kan skryf op 'n Facebook of op 'n WhatsApp groep. Hoor my mooi, ek praat met jou, ek praat met my. Ek sê vir jou, kind van die Here, ons praat nie sonde goed nie. Ons praat nie valse lering goed nie. Maar moenie betrokke raak by gesprekke oor ander mense wat in sonde geval het of wat dit gemis het. Moenie betrokke raak in ander gesprekke of gesprekke oor ander mense wat val nie. Woord van die Here sê vir jou, wat gaan dit jou aan? God is regverdig. Hy gaan elkeen oordeel. Ons gaan elkeen voor die Here staan. Dan kan jy nie sê, ek sê dit nou met respek. Jy kan nie dan sê, nee Here, ja maar met pa. Ja maar Here, daai is my heilige. Ja maar Here, daai broer wat voor in die kerk, wat so geestelik lyk, jy weet nie wat het hy aan my gedoen nie. Ja maar Here dit, ja maar Here dat. Wat het dit met jou te doen? Volg jy my? Dis dit. Wat maak ons van alles wat ons hoor en sien? Hoe nou gemaak, kind van God? Want die antwoord is baie maklik. Volg jy my? Ja, maar my man, ja, maar my vrou. Nee, volg jy my? Volg jy my? Dis jou verantwoordelikheid, dis my verantwoordelikheid.
Het jy hom? 'n derde interaksie, 'n gesprek, vind weer eens plaas tussen Jesus en sy disippels. Johannes 14 vers 1, lees jy net die eerste gedeeltjie daar. Laat julle hart nie ontsteld word nie. Kom ons stop hom net daar. Ouens, hoe vinnig raak ons harte ontsteld? Kom nou. Kan jy nou 'n handjie sien? Vinnig. Wanneer ons om ons heen kyk, en ek is nie naïef hier nie, nee? Ek weet wat aangaan. Ek sien dit, ek hoor dit, ek voel dit ook. Ek is saam met jou. Wanneer ons om ons heen kyk, ouens, dan word ons ontnigter. Ons word teleurgestel. Ons word mismoedig. Dit gebeur. Ongeregtigheid ontstel ons. Jy sal mense kry sê, ek kan nie ongeregtigheid vat nie. Ek verstaan dit. Party ons verloor beheer, hulle wil sommer die reg in eie hande neem. Want die regstelsel vat te stadig. Jesus ken ons angste. Jesus weet hoe vinnig bekommernis in ons harte kom lê. Daarom gee hy 'n antwoord aan sy disippels en in dieselfde tyd gee hy vir ons 'n antwoord op ons vraag vanoggend, hoe nou gemaak? Hy gee 'n antwoord. Want hy sê, laat julle harte nie ontsteld word nie. Nou gee hy die antwoord. Glo in God, glo ook in my. That's it. Ouens, ek het jou nou gevra, glo jy? Glo jy? En ons het gesê ja. Maar ek wil jou weer vra, glo jy dat God is wie hy sê hy is en dat hy doen wat hy sê hy doen? Jy moet die saak uitmaak vanoggend. Deur jou geloof sal jy lewe. En as jy nie geloof in God het nie, gaan jy die klits kwyt raak. Jy gaan dit nie kan oorleef nie. Glo in God. Glo ook in my. Jesus weet, ons as mens het angste en bekommernis. Hy weet dit. Hy sê vir sy disippels, hy sê vir hulle, laat julle hart nie ontsteld word nie. Want hy weet, dit kan gebeur. Hier is die antwoord, glo in God, glo ook in my. Have faith in God, have faith in me. Wat was God se antwoord aan Habakuk? Toe Habakuk sy 2 vrae gevra. God se antwoord was, die regverdige sal deur sy geloof lewe. Geloof. Wat was Jesus se antwoord aan Petrus? Hy sê, maar wat van hom, Here? Wat het die Here hom gesê? Wat gaan dit jou aan? Volg jy my? Ouens, ons kan net iemand volg in wie ons glo. Geloof kom in. Wat is Jesus se teenvoeter vir ontsteltenis? Vir bekommernis, vir alles wat in ons harte kom sit as ons die nuus lees en die nuus hoor. Wat is sy antwoord? Sy antwoord is, glo in God, glo ook in my. Want deur jou geloof in my sal jy lewe. Ons geloof in God is die sleutel tot ons behoud. Wat gaan van alles word? Hoe gaan ons dit maak? Hier is die antwoord. Na mate jou geloof in God. Jou geloof in God is jou behoud. Sonder jou geloof in God, wil ek vir jou sê, good luck. Try al die dinge op jou eie hanteer. Jy kan nie. Jy kan nie. Mense verloor dit. Raak verslaaf aan pille of wat ook al. Probeer enigiets om net weg te kom in hulle gedagtes. Glo jy nog? Kom ek vra jy moet my antwoord. Glo jy nog? Glo jy nog? Glo jy nog? Deur ons geloof sal ons lewe. Wil jy ietsie sê? Of sê jy net amen? Amen. Nou maar toe. Ek dink ons kan almal staan en sê, Here, kom.
Kom staan saam met my. En sê vir hom, ek glo, Jesus is die Seun van God. Ek glo my Vader het my vanoggend opgetel, onthou die sangdiens. Ek glo U is in staat om my te hou. Ek glo U is 'n waarmaker van die woord. Ek glo U is met my tot aan die volëinding van die wêreld. U sal my nooit begewe en my nooit verlaat nie. Ek glo dat niks my kan skei van die liefde nie. Ek glo in U, o God. Glo in Jesus. Glo in sy kruisdood. Glo in sy dood waar hy begrawe is. 3 dae later wat hy opgestaan het, dat hy opgevaar het na die hemel, dat hy sit aan die regterhand van God die Vader, waar hy vir ons 'n plek berei. En ek glo dat hy weer eendag gaan kom my te kom haal. Glo jy dit? Jy moet die saak uitmaak, dis jou antwoord. Pastoor, hoe gaan ons dit maak? Wat gaan van my word? Wel, die antwoord is jou geloof. Gaan jy deur jou geloof aan jy lewe? En as jy nie geloof het nie, beter jy dit vinnig kry, anders gaan jy dit nie maak. Stem jy? Ek jy so plek neem. Ouens, hier is die ding. Jesus weet wat in ons gebroke wêreld aangaan. Hy weet dit. Dis baie keer waar mense sal sê, maar Here kan U nie sien nie. Hy sien. Hy weet. Dink jy dit het hom onkant gevang? Dis nie manier nie. Hy het voor die grondlegging van die aarde geweet. Die mense het 'n redder nodig. So Jesus weet wat in ons gebroke wêreld aangaan. Hy weet dat ons soms met vrae gaan loop. Hy weet dit. Jy kan dit maar vir hom sê, hy weet dit. Hy weet wat aangaan. Hy weet dat ons baie keer verbaas gaan staan oor die goddeloses wat dit lyk net asof hulle floreer. Dit lyk net asof dit met hulle goed gaan. Hy weet dit. Hy weet dit gaan jou puzzle. Kan ek vir een ding sê, maar dit wil ek afsluit. Ons lewe eindig nie hier nie. Het jy gehoor? Ons lewe eindig nie hier nie. As ons op Christus gehoop het net vir hierdie lewe, vir hierdie 80 jaartjies wat Here ons spaar, of 90 jaartjies, of 92, of wat ook al as jy baie sterk is. As ons op Christus gehoop het net vir hierdie kort stukkie, is ons die mees miserabelste mense op aarde. Want hierdie aarde is nie ons eindbestemming nie. Dit gaan nie alles hier eindig nie. Hemel, kan ek dit iets hierdie kan sê? Kan ek nou op Pieter Norkeer opinie maak? Nie wat die Here vir my gesê het nie, my opinie. Kruiser my vir dit, maar ek moet dit vir jou sê. Dis hoe ek daarna kyk. Ek is nie naïef oor wat in ons land aangaan nie. My hart breek, soos jou hart breek oor al die moorde. En die plaasmoorde. En die moorde reg oor ons land. Het jy nie gister op die nuus gehoor of eergister dat hulle in huis instap en 7 mense doodskiet? Ek praat dit nie goed nie. Ek slaan op my hande saam en sê, Here, kyk. Maar 'n stukkie Norkeer. Ek het nie 'n saak met 'n straatnaam wat verander. Nou wat ook al jy die naam wil verander. Hemel man, verander al die straatname. Ek gaan eendag loop op strate wat gemaak is van goud. Waar op Christus se naam kan staan. Verander jou straatname, maak wat jy wil. Waarom sal ek my geloof verloor, my Christendom verloor en my mond gaan uitkoel op Facebook oor 'n straatnaam wat verander? Dis nou net ek. OK. As jy dit passievol in oor straatname sterk. Kan jy nie die konteks gee, ouens, ek verstaan land. Ek verstaan ons as 'n boerevolk, ek verstaan jy wil met jou hande in grond werk, maar my liewe hemel, kan ek net so passievol raak oor my hemelse erfenis as 'n stuk land op aarde? Kan ek my energie ook daaraan wy? Maar as ek al
wy aan 'n stuk land op aarde, great, dan het jy dit vir 80 jaar. En daar's nie 'n waarborg dat jou kinders dit kan kry nie. Dan het jy dit gehad. Al wat ek net sê, vir daai selfe energie, vir daai selfe dinge, vir daai selfe passie, raak opgewonde oor jou hemelse erfenis. Maak seker dat die besluite wat jy hier neem, jou soontoe vat. Johannes 14 vers 2, sluit dit mee af. Vers 3. Jesus sê, ouens, laat julle hart nie ontstel word nie. Glo in God, glo ook in my. As jy in my bly, vat ek jou tot die einde toe en daarna. In die huis van my Vader is daar baie wonings. 'n Here huis vir jou en my. Ek kan ook nou in 'n pandok bly, maar eendag daar gaan ek in die Here huis bly. As dit nie so was nie, sou ek vir julle gesê het. Kyk, ek gaan om vir jou plek te berei. En as ek gegaan het en vir jou plek berei het, dan kom haal ek jou dat jy kan wees waar ek is vir ewig en vir ewig en vir ewig. In die plaasie hier op aarde is gone. Hoor nie die konteks. Hoor nie die konteks. Ek maak nie dit wat ons deurmaak af nie. Hoor my hart. Probeer net vir jou sê, kind van God, deur ons geloof sal ons lewe. Kan ek dit so sê, deur jou negatiewe woorde sal jy val. Deur jou negatiewe woorde sal jy val. Daar kom 'n dag. Daar kom 'n dag. Die Here sê vir Habakuk, daar kom 'n einde aan my geduld. Ek sal aflewer. Die Here in Habakuk se geval, as jy geskiedenis gaan lees, net vinnig, het die Galdeërs gestuur om die volk in ballingskap weg te neem, 'n verskriklike nasie. Toe het Habakuk eers 'n probleem, toe sê Here, ek weet ons is sleg, maar liewe hemel, u bring nou hierdie volk, hulle is nou nog slegter as ons. Sê die Here vir Habakuk, luister, ek gaan met hulle ook afreken. Maar deur jou geloof sal jy lewe. Daar kom 'n dag. Daar kom 'n dag waar God die regverdiges sal beloon vir dit wat hulle gedoen het. En die goddelose sal straf vir dit wat hulle gedoen het. Daar kom 'n dag. En die tyd daarvan, wat gaan dit jou aan? Volg jy my? Volg jy my? Volg jy my? Ek hoop jy kry die boodskap. Ons ligte verdrukking hier op aarde, al die vrae, al die wonder, al die bekommernis, in konteks wat ek dit hier gebring het, sê die Here, wat gaan dit jou kry? Volg jy my? Ja, maar Here, so en so, wat gaan dit jou kry? Volg jy my? Ja, maar Here, wat gaan dit jou aan? Glo in God, glo ook in my. En hou vas aan hierdie belofte, dat ek sal jou nooit vergeet en jou nooit verlaat nie. Ek is met jou tot aan die volëinding van die wêreld, hierdie tydsbestek, maar ek is besig om vir jou plek te berei. En dit wat jy altyd nog wil gehad het, gaan jy kry. Glo jy? Dis 'n saak wat jy moet uitmaak. Wat doen jy wanneer die paniek aan jou hart ontklop? Want dit kom. Ons bly mens. En ons voel dit aan ons lyf. En alles, ons voel dit, ons is nie naïef nie. Maar die vraag is, wat maak jy? Glo jy? Dis die woord, vir jou en vir my. Staan saam met my vir 'n oomblik toe. Die sleutel wat God gee tot al hierdie vrae
Die regverdige, deur sy geloof, sal hy lewe. Dis dit. Die antwoord op al jou vrae is dit. Die regverdige, deur sy geloof, sal hy lewe. Kind van God, kan ek en jy aanhou glo dat God is wie hy sê hy is. En dat maak nie saak wat ons om ons raak sien nie, en die goddelose wat lyk asof hy daarmee wegkom, en die arrogansie wat daarmee gepaard gaan, en die rebellie teen God en alles, daar kom 'n dag waar God sal afreken met elkeen van hulle. Daar kom ook 'n dag waar ek en jy voor hom gaan staan om loon te ontvang vir dit wat ons gedoen het. Wat gaan dit jou aan? Volg jy my? Wil jy nie volg in jou eie woorde, net daar waar jy staan? Sampie het in sy aanbieding met die bediening, het hy gebid en hy het gesê, Here, ek wil my opnuut, Sampie het gesê, ek wil opnuut my weer aan U toewy. Dis die woorde wat hy gebruik het. Ek kies U opnuut. Wil jy dit nie saam met hom doen nie? Sê, Here, ek wil my opnuut aan U toewy. Ek glo in U met my hele hart. And even with my dying breath, I will praise the Lord. En dan bly daar van hierdie liggaam niks oor nie. Dis fine. Want ek kry 'n hemelse liggaam. 'n oorkleed met 'n hemelse woning, nie met hande gemaak, die ewig in die hemele. Here, ek is aan die wenkant. Dis wat ek glo, dis waarop my lewe gaan baseer. Sê dit in jou eie woorde vir 'n paar oomblikke. Sê vir hom wat jy nou glo. Dat hy God is, dat hy regverdig is, dat hy liefdevol is, dat hy barmhartig is, dat hy jou dag na dag dra, dat hy met jou is, dat hy reeds voorsiening gemaak het vir jou, dat hy eendag gaan kom. En alles wat ons dalk nou nog nie verstaan nie, sal ons eendag verstaan, sê die Bybel. Wie wat ek dink 90%, 99% van al die vrae wat ons op aarde gehad het, sal nie eens meer saak maak nie, want ons is in sy goddelike teenwoordigheid. It will be worth it all when we see Jesus. Life's trials will seem so small when we see Christ. One glimpse of His dear face, all sorrow will erase. So gladly run the race till we see Christ. Amen. Nou, is goed as die Here met ons praat, nee. Here, dankie vir U woord. Dankie dat U 'n waarmaker is van die woord. Here, U beloftes is ja en amen en staan vas ongeag omstandighede. Alles op hierdie aarde verander, maar U liefde nooit. Alles stel teleur, Here, maar U nooit. Dankie dat U ons harte versterk het om die antwoord vir ons te gee. Wat nou? Wat nou? Die antwoord is, deur ons geloof sal ons lewe. En ons verklaar vandag, Here, dat ons in U glo met ons hele hart, krag, sien en verstaan. Daar is geen een soos U nie. U alleen is God, waardig om aanbid te word. En ons wil aan U vashou, Here, want U sal ons nooit los nie. Dis U belofte. Mag ons U die wetloop voor ons harte moet volharden. Here, opdraande, afdraande, slaggate, versoekings, beproewings. Here, dat ons oog hou op Jesus Christus. Want daar is 'n wonderlike vooruitsig waarna ons kyk. Here, help ons om te verstaan wat U sê. Volg jy my? Volg jy my? As ons dit doen elke dag van ons lewe. In Jesus naam. Amen. Amen.